moet president Cyril Ramaphosa bedank oor die Phala-Phala-skandaal. Die Phala-Phala-skandaal is een van die grootste politieke kontroversies in Suid-Afrika se demokratiese geskiedenis. Dit spruit uit die diefstal van 'n groot bedrag Amerikaanse dollars wat in 2020 op president Cyril Ramaphosa se Phala-Phala wildsplaas in Limpopo gesteel is. Volgens president Ramaphosa was die geld die opbrengs van 'n wettige verkoop van buffels aan 'n buitelandse koper. Kritici het egter vrae gevra oor waarom soveel kontant op die plaas gehou is, waarom die diefstal nie onmiddellik by die Suid-Afrikaanse Polisiediens aangemeld is nie, en of staatsbronne gebruik is om die saak te hanteer. Ramaphosa ontken enige onwettige optrede en sê hy sal die aantuigings in die hof beveg. Die saak het nuwe momentum gekry nadat die konstitusionele hof beslis het dat die parlement se vorige besluit om nie met 'n afsettingsproses voort te gaan nie, ongrondwetlik was. Dit het daartoe gelei dat die proses weer oopgemaak is, terwyl die president steeds sy onskuld volhou en die regsproses volg. Wanneer ons na Brittanje kyk, sien ons dat verskeie eerste ministers bedank het nadat politieke skandale of ernstige vertrouenskwessies ontstaan het. Leiers soos Boris Johnson en Liz Truss het hul ampt verlaat nadat hulle die steun van hul party en die publiek verloor het. Dit wys dat politieke aanspreeklikheid in baie demokrasieë dikwels vinnig geëis word, hoewel elke land se grondwetlike proses verskil. Nou is die vraag aan Suid-Afrikaners: moet president Cyril Ramaphosa in die lig van die Phala-Phala-skandaal as president bedank, of behoort hy in sy pos te bly totdat al die regsprosesse afgehandel is? Laat weet ons in die kommentaar, ja, hy moet bedank, of nee, laat die regsproses eers sy gang gaan.